werk om vrygewig te wees, want ons gesels hierdie tyd oor oefen vrygewigheid as 'n manier om te kan floreer. Een aand sit ek en Wilma gesels nadat ons gehoor het dat die lotto so 'n groot bedrag is. En ons gesels oor wat sou ons doen as ons met daardie groot bedrag geld, as ons dit sou wen. En meteens besef vir ons, daardie groot bedrag gaan te min wees, omdat daar soveel mense is vir wie ons graag sou wil help. Wel, ons sal natuurlik eers die lotto moet speel as ons daardie tipe geld wil hê om uit te deel, en dit moet wen ook uiteraard. Intussen hoef dit vir my of jou of ons nie terug te hou om vrygewig te wees nie. Toe Paulus in die gemeente in Efese skryf, is dit nie om ons terug te hou van vrygewigheid af, maar juis om dit te koppel aan 'n eerbare lewe. Ons lees in Efesiërs 4 vers 28. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal jy iets hê om vir die armes te gee. So vrygewigheid is nie afhanklik van 'n skielike groot wins nie, maar van 'n lewenshouding. Wanneer ons eerlik werk om ons inkomste te sien, ook as 'n kanaal om ander te dien en te help, dan besef ons kan elke dag 'n verskil maak, al is dit hoe klein. Prakties beteken dit om klein te begin met 'n eenvoudige daad, soos kook ekstra kos en gee dit vir iemand op Kersdag. Koop ekstra kos en deel dit vir iemand uit wat dit nodig het. Of gee aan iemand 'n aantal rand by kerkbazaar om vir hulle kos of iets te gaan koop. Of stel 'n weggeefonds op, al is dit net 'n klein bedrag per maand. Ons het byvoorbeeld 'n bedrag wat ons elke maand in die motor hou om vir die motorwagte te gee. En nou ja, as dit op is, dan is dit op. Ons redeneer, op hierdie manier help ons iemand om nie op straat te bly nie, en ons help iemand om nie so desperaat te raak dat hulle wil begin steel nie. Jy kan selfs jou werk of jou kennis gebruik as 'n platform om ander mense te dien. Van die tegniese en ander hulp in ons gemeentes word die mense gedoen wat die talent het en hulle talent en tyd daarvoor beskikbaar stel. Omskep arbeid in liefdevolle gee, en dan ontdek jy dat die vreugde van gee altyd groter is as enige lotto bedrag. Leef geïnspireerd.